Die ou teks het nog gesê van Psalm 116, God het ek lief, hy hoor na my stem, ek roep na hom, en dan sê vers 5 so mooi, hy het my siel weer van die dood bevry, in droefnis droog u, o Heer, my trane, u lei my voet langs nuwe lewensbane, om in u lig te wandel, lewensbly. Hy wil dit ook doen vandag, deur sy skrif, die Heilige Skrif, en ek nooi julle om julle Bybels oop te maak saam met my by Handelinge 16. Handelinge 16 is een van die tekste vir hierdie week gemerk, en ons gaan lees vanaf vers 16, Handelinge 16 vanaf vers 16. Kom ons vra weer die Here om dit oop te breek vir ons. Here Jesus, U wat geen begin en geen einde het nie, wat met die Vader en die Heilige Gees een ewige drie-enige God is. Ons dank U dat daar vir elkeen wat U aanneem 'n heerlike toekoms is, 'n ewige lewe by God en volmaakte gemeenskap met Hom. Daarom jubel ons vanoggend saam met Paulus aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Ja, Jesus, U het die man van smarte geword om vir ons 'n toekoms te verseker. U het dit nog verder bevestig deur op te staan uit die dood en ons grootste vyand in ons plek te oorwin. U sit vir ons aan die regterhand van die Vader en U bid vir ons. Dankie, Here. Ons aanbid U en huldig U as die een wat elke dag besig is om vir ons 'n toekoms te skep. Ons bring ons stamelende hulde aan U. U wat ons swakhede ken, U wat ons bystaan in ons nood. U wat elke oomblik lewend teenwoordig is in ons lewe. Ja, teenwoordig as die leidsman na die lewe. U lei ons. U leer ons. U leer ons om te wandel in U lewensbane. En dis vir U wat ons staan met verwagting, as ons ook die skrif op hierdie oggend open. Ja, met die verwagting dat ons U stem sal hoor. U herderstem, wat ons wil lei, wat ons wil bemoedig, wat ons dalk wil aanspreek en wil regstel. Ja, Here, wat ons wil troos. Ons aanbid U. Amen. Handelinge 16 vanaf vers 16. Paulus vertel, terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery, wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Ekskuus, is Lukas wat hier praat, nee. Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Dit het sy dae aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaars merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het, het hulle vir die stadsbestuurders gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het ook teen hulle gedraai, en die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan is hulle in die tronk gegooi, en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in die blok vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeye het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik. En toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou hy homself doodmaak,
omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier. Die bewaarder het verlig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. En hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend omdat hulle tot geloof in God gekom het. Ten dagbreek het die stadsbestuurders die geregsdienaars gestuur met die opdrag, laat daar die mense vry. Die tronkbewaarder het die boodskap aan Paulus oorgedra. Die stadsbestuurders het laat weet dat hulle vrygelaat moet word. Kom dan nou uit en gaan in vrede. Maar Paulus het die geregsdienaars geantwoord, hulle het ons sonder verhoor in die openbaar laat slaan en in die tronk laat gooi, alhoewel ons Romeinse burgers is, en nou wil hulle ons stilletjies uitgooi. Beslis nie. Laat hulle ons self kom uitlei. Die geregsdienaars het hierdie boodskap aan die stadsbestuurders oorgedra. Toe hulle hoor dat Paulus en Silas Romeinse burgers is, het hulle bang geword. Hulle het hulle om verskoning kom vra, hulle uitgelei en versoek om die stad te verlaat. Toe hulle uit die tronk kom, het hulle na Lydia se huis gegaan. Daar het hulle die broers gesien, hulle moed ingepraat en vertrek. Tot sover. Twee jong Amerikaanse predikers is by geleentheid op 'n seevaart vanaf Londen op pad na die Britse kolonie Georgia, en in hierdie vaart breek daar 'n ewige storm uit, so erg dat dit dreig om hierdie skip te verswelg. Die bemanning, die passasiers is almal as hysteries, kort gille van wanhoop. En in hierdie storm se geraas te midde van dit alles is daar 'n klein groepie mense wat eenkant in die hoek sit, kalm, rustig, besig om lofliedere, psalms en gesange te sing. Die twee Anglikaanse predikers was so diep geraak deur hierdie groepie Moraviërs se optrede tydens die storm dat hulle na die vaart hulle geselskap gaan opsoek het en 'n paar dae by hulle tyd deurgebring het, saam met hulle aanbid het. En een aand tydens een van hulle dienste saam met die Moraviërs het die Heilige Gees een van die jong predikers so gevul, so gegryp, sy hart warm gemaak. Iets het met hom gebeur. John Wesley was sy naam. En hy het een van die grootste evangeliste van die 18de eeu geword, die Methodiste kerk gestig, geplant, en deur sy leiding en deur sy prediking het miljoene mense tot geloof in Jesus gekom. En dit alles, sou 'n mens kon sê, het op daardie oomblik begin toe Wesley aangegryp is deur die Moraviërs se lofprysing en sang tydens 'n ewige vreeswekkende storm. Lofprysing in 'n storm, in 'n tronk, in 'n krisis. Mag die wonderbaarlike mag van God openbaar en so 'n kragtige getuienis wees wat ander na God toe trek. Dit is wat ook in ons Bybelteks gebeur. Paulus en Silas sing lofliedere in die tronk. En kyk net na die gevolge. Maar kom ons gee eers net so 'n treukie terug om te kyk hoe hulle daar beland het. Hoe hulle in hierdie, kom ons sê, krisissituasie beland het. Iemand het eendag opgemerk, ek dink dit kom al lank in die geskiedenis, want ek dink aan 'n sekere storie wat dit veroorsaak het, ek sal dit later noem, het opgemerk, geen goeie daad gaan ooit ongestraf nie. Die Engelse uitdrukking is, no good deed goes unpunished. Ek weet julle het dit al gehoor. No good deed goes unpunished. Om die regte ding te doen, is dikwels die waarste manier, of die grootste uitnodiging, om 'n klap oor die hand of deur die gesig te kry. So lees ek byvoorbeeld van die stadsbestuur van Cincinnati, wat op 'n dag besluit om 'n barmhartige Samaritaan te straf, omdat sy het besluit, sy het gesien, daar sommige parkeermeters waarvan
die tyd verstryk. En voordat hulle boetes kry, dan gaan sy en sy gooi geld muntstukke in die parkeermeters. En toe vir die stadsbestuur was dit nou nie aanvaarbaar nie, gesê nee, jy kan nie die mense so help nie. En toe dreig hulle haar met 'n boete en moontlik tronkstraf ook. Dit is asof wanneer jy jou nek uitsteek, jy die kans staan dat iemand dit sal afkap. En is Jesus nie die beste en mooiste voorbeeld hiervan nie? En tog het dit hom nooit gekeer of ontmoedig om die regte ding te doen en sy kop uit te steek vir wat reg is nie. Ek kan byvoorbeeld net dink hoe geskok sy disippels moes wees toe hulle op 'n middag by hom aankom en sien dat hy in die openbaar sit en gesels van alles met 'n Samaritaanse vrou. Geskok. Maar Jesus doen die regte ding. Ek weet nie of julle ooit hierdie reeks The Chosen gekyk het nie. Dis een van die mooiste tonele as jy dit kan kyk. Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou. Dis aangrypend. Dit roer my. Of Jesus wat 'n etenstafel deel met 'n klomp tonnelaars en prostituie. Lukas 15. Of selfs eendag toelaat dat 'n vrou by sy voete sit en dan sy voete vat en dit was met haar trane of duur nardesolie daarop gooi. Jesus steek sy nek uit. Of Jesus reik uit na hulle wat teen hom was, so Simon en Nikodemus die Fariseërs. Ons teksgedeelte vertel ook onder andere hoe Paulus sy nek uitgesteek het vir die waarheid en wat die slegte gevolge daarvan was. Hy land in die tronk. Maar uiteindelik ook hoe Paulus se gewilligheid om sy nek uit te steek tot die vestiging van die wêreldwye kerk te lei. Al die vestiging van die kerk daar in Europa. Paulus het dit so gereeld genoem dat iemand daarna verwys het as die Paulus beginsel. Interessant. Ek wil weet wat is dit? Die Paulus beginsel sê hierdie persoon, the Paul principle is if you speak the truth, you should be prepared for whatever comes, either adulation or accusation, loving or loathing, thrones or prisons, recovery or relapse, plaudits or audits. Saamgevat, jy moenie altyd waardering of prys verwag wanneer jy die regte ding doen of sê nie. Of hoe beter en hoe getrouer jy is om 'n getuie vir Jesus te wees en die waarheid te verkondig en uit te leef, hoe groter is die kans dat jy jouself binnekort in vuurwarm water sal bevind. Moet swem. Maar kom ons kom eers gou terug by ons Bybelteks. Die slavin met 'n gees van waarsêry is die eerste teenstand wat Paulus en Silas hier in Filippi ondervind. En hier in ons eerste verhaal vind ons 'n jong meisie, Lukas sê vir ons hy het 'n gees van waarsêry, 'n manier om die toekoms te voorspel of dinge te sien soos dit werklik is onder die oppervlak. Die woord wat gebruik word vir die waarsêersgees is 'n pythongees. Julle ken die woord python, hè? Grieks vir slang. Was volgens die aanhangers van hierdie religie die mitologiese slang of draak wat die tempel of die orakel van Delphi bewaar het. En blykbaar het die mense onder die invloed van hierdie gees met buikspraak gepraat. Dit wil sê sonder dat hulle lippe beweeg. Dit moes op sigself seker nogal sensasioneel gewees het. Mense kon dink dit is nogal groot. Haar uitlating oor Paulus en die disippels was: hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. En nou oënskynlike onvermoë om hier oor stil te bly, sy hou aan daarmee, sy hou bly dit sê. Dit gee geloofwaardigheid aan die aanspraak oor haar geestelike insig. Maar die situasie is baie meer kompleks, want ons sien ook sy word misbruik deur haar eienaars om vir hulle wins te maak. Met ander woorde, dit is iemand aan die onderkant van die samelewing onderdruk en sonder enige beheer oor haar eie lewe, dubbel vasgevang. Eerstens deur 'n vorm van demoniese besetting en tweedens deur die wat voordeel trek uit haar ellende. Paulus dryf die gees uit haar uit. Sy word waarskynlik 'n gelowige en sluit waarskynlik aan daar by die huiskerk van Lydia.
en op geen onseker wyse nie word gedemonstreer, weer in die Handelinge-boek deur Lukas, dat die opgestane Christus sterker is as die magte van die duisternis. Maar die oorlog het natuurlik nog net begin. In die tweede verhaal ontmoet ons 'n tronkbewaarder. 'n Man wat verantwoordelik is vir 'n huishouding, lees ons verder. Iemand wat vir die regering werk, 'n rat in die magtige masjien van die Romeinse ryk. En wanneer 'n aardbewing die tronk laat skud en die deure laat oopgaan, 'n merkwaardige prestasie vir 'n gewone aardbewing, word die man oorweldig deur skande en skaamte, want het hy dan nie dubbel seker gemaak op die stadsbestuur se bevel dat die gevangenes nie sal kan ontsnap nie. Ons lees dit in vers 24, dat hulle die binneste sel, eintlik was dit waarskynlik 'n put, net 'n diep put in die middel van die tronk, geen sirkulasie, ventilasie nie, met hulle voete in 'n blok, hulle arms vasgemaak. Geen uitkomkans, geen ontsnap geleentheid nie. En nou, die gevangenes wat hy moes oppas, het sekerlik op sy wagbeet ontsnap, gevlug. En hy is waarskynlik ook gevul met vrees oor die vergelding wat na sy kant toe kom. Ons lees daar in Handelinge 12 vers 19 wat met die tronkbewaarders gebeur het, toe Petrus uit die tronk ontsnap het. Herodes het dit ondersoek en uiteindelik hierdie wagte tereggestel. Want dit was wat met jou gebeur het, as jy 'n tronkwagbewaarder was en jou gevangenes ontsnap het. Daarom is die tronkbewaarder op die punt om sy eie lewe te neem, toe Paulus en Silas hom skree en verseker dat al die gevangenes nog daar is. Hy vra bewend om hulp. Ook hy is dubbeld vasgevang. Eerstens deur sy politieke lojaliteit wat min waarde heg aan sy menslikheid. En tweedens deur die skaamte en die vrees dat hy in sy plig gefaal het en nou die doodstraf in die gesig staar. Wat 'n gemors. Wat 'n gemors. Ek gebruik nou nie verniet die woord nie, want die meeste vertalings van ons teks laat hom vra, Here, wat moet ek doen om verlos te word? En dit pas nogal mooi in die skema van die diensmeisie wat nou sê, hierdie ouens vertel vir hulle hoe om verlos te word, en dan uiteindelik verduidelik Paulus en Silas aan hom en sy gesin die weg van verlossing. Maar hier, so sê die Nuwe Testamentiese teoloog N.T. Wright, sou 'n beter vertaling wees van die teks, 'n meer getroue vertaling wees van die teks. Kan julle my help om uit hierdie gemors te kom waarin ek op die oomblik is? Wat 'n gemors, hoe gaan ek hier uitkom? As hy wil sê, daar's geen hoop nie. Ek sal nie weet hoe om hier uit te kom nie. Nou as 'n mens albei hierdie storie saamneem, is dit inderdaad 'n uitstekende vraag, want o genade, wat 'n gemors is dit nie? Geestelike, ekonomiese, politieke, sosiale onderdrukking. Ja, ons sal nog by die vraag van verlossing uitkom, soos ons deur die eeue van Christendom geleer is om dit te verstaan. Die mense redding van sonde en die dood, die vergifnis en die nuwe lewe wat in Jesus Christus aangebied word. Maar nie nou al nie. En ook nie net dit nie. Wat Paulus in die vroeë kerk hier doen, is om voor te bou op die holistiese bediening van Jesus Christus. 'n bietjie godsdienst wat mense aanmoedig om mooi op te tree en ordentlik te wees en aan te pas en nie oproer te veroorsaak nie. Dit het nog nooit enige iemand in die moeilikheid gebring nie. Maar wat Jesus en sy apostels na hom gedoen het, was om die magte en die owerhede van beide die geestelike en die aardse realms uit te daag. Wat Jesus laat sterf het, is ook wat Paulus en Silas in die tronk laat beland het. Ja, mag ons dink dat die bevryding van 'n jong meisie van 'n demoniese besetting of die verligting van 'n ernstige geestesongesteldheid, dat dit toegejuig moet word. Dat dit toegejuig sou moes word. Kon dit nie hier geduld word nie, want dit het immers haar eienaar se finansiële welstand bedreig. Die evangelie het skielik iemand se inkomste getref en dan word dinge lelik, skryf N.T. Wright. Willem
borduur op verder, sy sê, geloof het hier op een of ander manier met ekonomie verstrengel geraak. En daarom doen haar eienaars, wat bevoorregte belange altyd doen, wanneer hulle belange bedreig word. Die meisie se eienaar sê vir die regter, ons is nie teen 'n bietjie godsdiens nie, solank godsdiens net op sy plek bly, dit moet net nie inmeng met ander dinge nie. Dit moet nie inmeng met ons ekonomie nie, met hoe ons dinge hier reël nie. Ons is nie teen 'n bietjie godsdiens nie. Maar as hierdie manne is Jode, en hulle versteer ons stad, is interessant dat hulle ook hier rassekaart speel, nee, is nie niks oor die godsdiens nie. Hierdie manne is Jode. Ons sê nie openlik dat ons finansiële selfbelang bedreig word nie, ons sê dat ons nasie bedreig word, is wat hulle sê. En skielik besef jy ander ouens in die skare dat as een persoon se slaaf bevry kan word deur die evangelie, dan mag dit ons ook tref. Dit mag ons ook finansiëel raak. En dan span hulle saam, eers slaan hulle self vir Paulus en Silas, en dan sorg hulle dat die staat die res vir hulle doen. Maar weer, so wys Lukas, so vertel die Handelinge verhaal vir ons, oorwin die krag van die opgestane Here Jesus. Jesus red die tronkbewaarder van sy selfmoord, en daarmee saam kom hy en sy huishouding tot geloof in Jesus. Die tweede hindernis, die stadsbestuur wat Paulus en Silas in die tronk gooi, word dis nie net oorkom deurdat die aardbewing die tronkdeure oop forceer nie, maar die tronkbewaarder self en sy hele huishouding kom tot bekering. En aan die einde van hierdie verhaal, dis so mooi, lees ons, sien ons hoe hulle almal weer by mekaar kom in Lydia se huis. En die grondslag vir die eerste gemeente in Europa is gelê. Paulus sou daardie gemeentetjie later nog 2 keer besoek, en ook vanuit die tronk in Rome aan hierdie gemeente die mooiste brief skryf, die Filippense brief. En juist hulle sou hom die meeste kere ondersteun, hierdie klein gemeentetjie, van al die gemeentes wat Paulus gestig het. Paulus en Silas waag dit om hulle nekke uit te steek, en is bereid om die gevolge te dra, die Paulus beginsel. So aan die een kant is dit wat Lukas vir my en jou vra in hierdie teks. Wie van ons is bereid om hierdie beginsel 100% uit te leef? Want ja, moenie verwag dit as jy dit skree dat die keiser en sy volgelinge kaal is, dat hulle vir jou gaan hande klap nie. Iemand sê as jy met hierdie beginsel leef, die Paulus beginsel, dan moet vertroue in God, absolute vertroue in God, deel wees van jou mondering, deel wees van jou leefstyl. En dan vertel James Brown so 'n mooi storie in hierdie verband. Hy sê hy het jare gelede het hy vlieglesse geneem, en in 'n stadium toe sê die vlieginstrukteur vir hom, hy moet met die vliegtuig afduik onder toe. Nou hy sê hy weet nou nie lekker wat om te verwag nie, maar hy gehoorsaam die vlieginstrukteur baie mooi, en die volgende oomblik toe stol die vliegtuig se engine en begin hierdie vliegtuig buite beheer te val. En dit was ook gou duidelik dat hierdie instrukteur glad nie van plan was om hom te help nie. En na 'n paar sekondes wat soos 'n ewigheid gevoel het sy brein weer normaal begin funksioneer, het hy die situasie reggestel en die vliegtuig onder beheer gekry. En onmiddellik in daai volgende oomblik toe draai hy na sy instrukteur en hy verwoord sy vreesbevange frustrasie. Hoekom het jy my nie gehelp nie? Waarop die instrukteur doodkalm reageer. James, daar's geen situasie waarin jy hierdie vliegtuig kan plaas waar ek jou nie kan kry nie. As jy wil leer vlieg, gaan weer boontoe, dan doen ons dit weer. En dan sê James Brown, op daardie oomblik het dit vir my gevoel asof die Here vir my sê, onthou dit James, wanneer jy my dien is daar geen situasie waarin jy jou kan bevind waaruit ek jou nie kan red nie. As jy my vertrou, sal alles reg uitwerk. Miskien is dit ook ons teksgedeelte se bemoediging na Jesus se hemelvaart. Die opgestane Jesus is steeds reddende teenwoordig by my en jou, veral in ons groot krisisse. Hy is daar. En daarom in groot moeilikheid kan Jesus volgelinge sing, bly sing.
Paulus en Silas het geweet, hier kom groot moeilikheid, tronk was hulle voorland. Maar hulle was oortuig, die lewende Christus is by hulle teenwoordig. Daarom sing hulle lofliedere. Sommige nog 'n mooi getuienis. Gedurende die vervolging van die 3de eeu, die vervolging van Christene, het die geliefde biskop van Antiochië, Babylas, ook as 'n martelaar gesterf, saam met 'n klomp ander Christene. Hulle het sy liggaam begrawe in 'n boot langs die Orontes rivier. Hierdie plek was glo die voormalige plek van 'n tempel van Apollo. Nou, die vervolging van Christene het 'n tyd lank opgehou, totdat keiser Julianus aan bewind gekom het. En sy strategie was om die Romeinse Ryk weer terug te stuur na die aanbidding van al die heidense gode. En daarom wou hy ook al die voormalige heidense aanbiddingssentrums laat herleef, soos hierdie een daar langs die Orontes rivier. Wat natuurlik vir die Christene beteken het, dat hulle die liggaam van hulle biskop moes verskuif. Hulle besluit toe, die Christene daar in Antiochië, hulle besluit toe dat hulle 'n erediens daarvan sal maak, en in 'n heilige prosessie verskuif hulle sy liggaam na 'n ander begrafplaas, terwyl hulle loop en lofliedere sing, veral Psalm 97. Dis ook een van die tekste vir hierdie week. En daarmee getuig hulle iets van die volgende: julle kan julle Apollo hê, maar ons het 'n God wat in Jesus Christus oor die aarde regeer. Julle kan ons dwing om ons geliefde biskop se liggaam te verwyder, maar ons weet waar sy siel is. Julle kan die lewe vir ons moeilik maak, maar ons het 'n bron van lig en vrede waarvan julle nie weet nie. Die Here beskerm ons en ons vind ons vreugde in hom. Dit is ook hoekom Paulus en Silas daar in die tronk lofliedere soos Psalm 97 kon sing. En het daar die eerste Jailhouse Rock, nog voordat Elvis Presley dit gesing het. Nee, want voordat hulle kon kry, everybody in the whole cell block was dancing to the Jailhouse Rock. Ja, die plek het geskit, want God was teenwoordig. God het magtige dinge gedoen. En gelowiges doen altyd goed ongeag. Ongeag of dit met hulle goed of sleg gaan. Ek meen die tronkdeure skit oop, maar Paulus en Silas ontsnap nie. Hulle bly net daar sit, want hulle weet dit sal die tronkbewaarder in diep moeilikheid laat beland as hulle ontsnap. Hulle gaan eerder bly en die geleentheid gebruik om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. Hulle is weer bereid om hulle nekke uit te steek en die prys te betaal. Dis amper soos die storie van Dirk Willems. Ek dink dit is waar die gesegde no good deed goes unpunished vandaan kom. Die storie van Dirk Willems, wat ook in die geskiedenis weens sy geloof vervolg is en as gevolg daarvan in die tronk beland het. Op 'n dag kry hy die geleentheid om te ontsnap. Hy hardloop oor die ys weg na vryheid, maar die man wat hom agterna sit is swaarder as hy en hy val deur die ys. Hy sou verdrink het as Willems nie omgedraai het en hom gaan red het nie. Maar dit lei toe uiteindelik daartoe dat Willems weer in hegtenis geneem word en kort daarna 'n marteldood op die brandstapel moes sterf. No good deed goes unpunished. Maar ons bly doen wat God van ons vra. Ons gaan wat sy Gees ons lei en ons doen dit lofsingend, opofferend, want die lewende almagtige Christus is elke oomblik by sy kinders, by sy kerk teenwoordig, sodat sy koninkryk deur ons kan kom met krag tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Amen. Here Almagtige, saam met Psalm 97 bid en sing ons dit in ons harte. Die Here regeer, laat die aarde juig, laat al die afgeleë eilande bly wees. Wolke en diepe duisternis omring hom, reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Vuur gaan hom vooruit en rondom hom verbrand dit sy teenstanders. Sy weerligstrale verlig die aarde, die wêreld sien dit en sidder.
Berge smelt soos was voor die Here van die hele wêreld. Die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal wat gesnede beelde dien, wat spog met niks werd afgode staan beskaamd, buig in aanbidding voor hom alle gode. Sion hoor dit en is bly. Die dogters van Juda juig oor u oordeele, Here, want u, Here, is die heel hoogste bo die hele aarde. U is verhewe bo alle gode. Dankie, Here, dat u ons ook nooi weer om te sing in ons storms. Soos ons aan die begin van die erediens gesing het, oor ons vaste rots, waagter en by wie ons kan skuil, te midde van al die storms. Hy wat in alle situasies regeer, hy wat ons juis wil nooi om lofliedere te sing en te sien hoe sy krag deur ons werk, deur sy kerk werk. Ons wil beskikbaar wees, Here. Ons wil gehoorsaam wees en U volg waar U ons lei. Ons wil ons verbly in die krag van die opgestaane Here Jesus, wat ook vir ons elke oomblik intree. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Jesus, wat my lief het, Heer, laat my veilig by U skuil. Kyk die waters, wind en weer, dreig en ruk en trek my neer. Help my, Heiland, ag ek vrees, oor die woeste winde huil. U beskerm my swakke vlees, laat my lewe vrede wees. Jesus, wat my lief het, Heer, ek vind by U vrede rus. Druk my sorge, my soms neer, word ek meer van U bewus. U is die rots waarop ek bou, al kom voor en teëspoed, U sal ek voor oë hou, selfs in storm of watervloed. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Amen.